Guillaume de Swart, ons ken jou hier in Parys. Jy's ook die voorsitter van die Raad van Trustees Villa Riviera, hierdie pragtige spogoord waar ons op hierdie stadium staan. Hier was nou onlangs ontwikkeling, dit is vandag die opening van die Villa Riviera gemeenskapsaal. Hoe dit tot op daai punt gekom, Guillaume? Ja, goeiemôre Sakkie. Ja, nee, dit het seker so 'n jaar en 'n half gelede begin waar ons 'n besluit geneem het saam met die nuwe eienaar. Binne in die hoofgebou, waar die grootste eenheid van die 105 eenhede in Villa Riviera is daar gemeenskaplike areas ook, trappe en gange en so meer, wat ons toe nou op 'n algemene jaarvergadering voorgelê het in Februarie, waar ons 'n meerderheidsstem gehad het en al die inwoners en eienaars is tevrede gewees en opgewonde. So ons het hande gevat saam met die nuwe eienaars en ons het die plek toe nou saam help ontwikkel tot waar ons hom nou vandag het. Ons is baie opgewonde en ek dink dit is 'n groot voordeel vir Villa Riviera gemeenskap. Ek dink nie daar's vreeslik baie mense wat die voorreg het om bewus te raak eers en kennis te neem van die Villa Riviera gemeenskapsaal nie. Hier in Parys, binne die Vredefort koepel, is daar 'n geleentheid waar styl en mooiheid en pragtige ontwikkeling moontlik gemaak is hier binne in ons pragtige Parys. Hugo, wat het jou gemotiveer om betrokke te raak by Villa Riviera? Dit was 'n wonderlike uitdaging gewees. Die hoofgebou en die gemeenskapsaal van Villa Riviera het ruk gelede in 'n likwidasie beland. En 'n klomp van ons wat hier betrokke is, my ma bly ook hier, wou graag iets daaraan doen en besef ons wil graag, betrokke raak. Dit was 'n groot renoveringsprojek, dit was 18 maande leeg gestaan en ons het net almal hande gevat en besluit ons wil iets doen en iets terug doen vir die gemeenskap. Dit wat hier afspeel en dit wat ons sien hierso, die styl en die status dis bietjie bo normaal. Dis hoë klas. Hoekom het julle daarop besluit? Dit was so maklik geweest. Die gebou is so pragtig van buite af. Dis absoluut mooi. Jy weet dit was die ou Riviera Hotel geweest wat in 1940 gebou is. Ons was so 'n bietjie van 'n hotel gedagte behou het. Jy weet waar mens voel dit is nie net 'n aftreeoord of as jy ouer raak wat jy moet verklein nie. Jy wil graag die waardigheid behou. Parys is bekend vir sy kuns en kultuur en hoeveel makliker om dit te skep met musiek, met kultuur. Jy weet met 'n bymekaarkomsplek waar mense kan ontspan en waar mense bymekaar kan wees en waar mense kan gesels, lag en jy weet hulle goeie jare en hulle goue jare geniet. Hugo en Karen, ons as gemeenskap in Parys is julle baie dank verskuldig. Dankie. Baie dankie. Karen, hierdie is 'n pragtige plek, Villa Riviera, en hier is een van julle 12 privaat suites. Vertel ons hiervan. Dankie Sakkie. Ja, ons was baie opgewonde toe ons hier begin belê het, want dit is 'n pragtige oord, vreeslik mooi op die rivier en 'n vreeslike goeie spasie waar hy geleë is. Baie mooi. So wat ons probeer doen het was om 'n baie mooi eenheid te skep met 'n groot sitkamergedeelte en 'n gerieflike kombuis vir mense waar jy jou mikro kan insit en jou yskas het, sodat jy nog steeds 'n bietjie na jouself kan kyk en nie ten volle afhanklik hoef te wees nie. Hier is ook die slaapkamergedeelte wat nou tans ons buite meubels in het, maar hier is die slaapkamergedeelte van hierdie eenheid met sy slaapkamerkaste wat vir mense 'n gerieflike verblyf hoop ek verseker. Dan het ons ook die groot badkamers wat ingerig is vir ouer mense met jou handreëlings, sou jy dit benodig en 'n groot stort wat iemand jou kan help, sou dit benodig wees. So hierdie is 'n eenheid in die Villa Riviera en soos ek sê, ons is baie opgewonde oor die oord en die geleentheid wat dit vir mense kan skep. By die gemeenskapsaal hier in Villa Riviera in Parys is hierdie pragtige private suites en jy's die agent. Ek is die agent, ja. Hoe kom ek op 'n waglys? Jy doen aansoek by Villa Riviera en dan word dit na my verwys en dan kom jy op 'n waglys.